Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë en ons vra ons Here Jesus Christus om ons te help om hierdie styf, want hy sal dink is vernieuwd te kan verteer. Dankie Jesus Christus dat U ons eerste lief gehad het, dat U met ons bemoeienis gemaak het, dat U ons geroep het by die naam om deel te raak van U koninkryk. Here, ons kom vanoggend en ons antwoord U en ons sê, Here, hier is hy. Openbaar U self, o Hemelse Vader, deur U woord, dat ons U beter kan leer ken, Here, dat ons hierdie woord in ons binneste sal stoor, onuitwisselik, vir ewig en altyd. Dankie Jesus, dat U 'n bonatuurlike God is, God van Isak, en Abraham en Jakob, maar ook van ons vandag, met 'n nuwe verbond, in 'n nuwe verhouding met U Gees in ons, en die Gees van God, breek hierdie woord oop. Breek hierdie woord oop, ons is honger vir U as ons Hemelse Vader. Amen. Ek wil vanoggend met jou praat oor, weet jy wat Jesus Christus vir jou beskikbaar gestel het en wat hy wil hê jy moet ontvang? Wie weet, ons is mos nou baie grand en ordentlik. Party van julle is anders. Maar ek byvoorbeeld, as iemand na my toe kom en sê, ek het vir jou ietsie gebring, hier is vir jou ietsiekie, wil jy dit nie hê nie? Ek sê, ag nee, moet dit doen nie. Los dit liewer, gee dit vir iemand wat het nodig het. Moet nou nie dit onnodig op my uitgee of spandeer nie. Ek is ook so. Ek het gedink iets anders. Maar jy sien, jy kry verskillende mense en ons is met tye so ordentlik, as iemand vir jou iets wil gee en sê, ag nee, toe maar ek betaal sommer. Nee. Die ander sal daar staan en sê, ek hoop jy kom reg, maar ek het in my besig gegee. Nie vandag nie. En so kom die dag nooit dat daai ene sal help betaal as jy saam uitgeëet het nie, nee. Loof die Here. Jy sien, God kom en hy sê ek is anderste. My koninkryk werk nie soos Timou's nie. Jy sien, Timou gaan nie in en hy sê skaars in die appels, na hardloop hierdie sirkel en hy sê free gifts. Dan stop jy. En dan sê hy, you want 10 gifts for free. En dan mag jy nou uitsoek. En dan soek jy die ene uit en sê, ag nee, ek het dit nie reg, ek gaan hierdie ene vat, en dan 'n uur later, het jy nou die 10. En dan dink jy gaan nou uitstap, uit die app uit, en dan gaan dit vir jou stuur en sê, nee, jy het verkeerd verstaan, jy moet nou nog 20 ander koop. Dan kan jy daai 10 verniet kry. God se koninkryk werk nie so nie. Jesus Christus sê nee. Hy werk anderste. Ek wil nie jy moet blaai na 1 Johannes 1 en jy moet dit vandag merk of jou Bybel vou of enige iets. Of jy moet dit op 'n ewig lang so sit so voorkop skryf. Want dit is belangrik dat jy hierdie teksverse het in jou Bybel of gereed het as iemand jou dit vra. Hoekom dink jy God is goed? Ag jy sê, ek weet nie. Maar as jy die teksverse kan quoteer, is dit 'n goeie ding. Gaan een van die penne uit. Ek het 6 hier, as jy nog wil. Highlighter. Wie wil highlighter sê? Dis for free.
Wat een wil jy hê? Hier's 'n gele, hier's 'n groene, hier's 'n pompoenkleur, hier's 'n pinke. Wat wil jy hê? Julle moet dit merk. Wat ek leer. Jy mag nie Susanne skryf. Wat jy is vir wat? Sy kan nou maar, dis altyd. Gek, jy weet nie eens 'n Bybel, wat wil jy doen? Jy wil nie jou lippe invoer. Niemand nie. Dis nie iemand wat van praat. Ek wil vir julle iets gee, niemand wil iets sê, behalwe een van die 60. Alle grappies op 'n stokkie. Kom ons kyk na die teksgedeelte. 1 Johannes 1 vers 9. Hy sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Kom ons sê vir Jesus dankie. Ek meen, hoe skuldig is jy nie? Hy sê vandag vir jou, ek het jou van al jou sondes gereinig. Net vir my sê jy dink jy's sonder sonde. Hy kom en hy het dit aan die kruis vir jou bewerkstellig. Hy gee sy lewe vir jou verniet. Wees met julle dood, lief aarde. Ek hoop jy nie 13 van julle af begin wakker word. Kom ons kyk na die volgende een. Ek wil vir jou vandag vra, ontvang jy hierdie vergifnis of nie? As jy dit nie ontvang nie, dan gaan jy hel toe, hoor. Somme net so. Handelinge 2:38. Hier kom die catch, né? As jy mos iets verniet kry, dan sê, wag, ek dink daar moet 'n catch wees in hier. Ja, ek weet dit dink jy. Want ek het ook al so gedink. Handelinge 2:38, Petrus antwoord hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus doop. Hy sê, jy moet jou bekeer, en dan jou laat doop. Hy sê, en dan sal jy vergifnis van sondes ontvang. En dan sal jy die Heilige Gees as 'n geskenk ontvang. Hierdie geskenk is so groot, jy gaan dit nie kan verstaan nie. As ek vir jou sê, ek gee my gees vir jou, dat jy 'n beter lewe kan hê, dat jy klomp goed kan regkry wat jy nog nooit reg gekry het nie. Dink jy nie, dis 'n ontsettende groot geskenk nie? Awesome, sê Ernest. Jy sien, die Afrikaanse vertaling praat van jy kry 'n gawe, en dis die Gees. Die Engelse vertaling sê, and you will receive the gift, the Holy Spirit. Dis eintlik wat dit is, dis eintlik wat dit beteken. Dis die tweede geskenk. Kom ons gaan so 'n bietjie terug. Ek wil jou roer vandag in die sin van, dat jy nooit weer dieselfde sal dink nie. Johannes 10, praat Jesus, en hy sê, ek is die goeie herder. Jy's 'n skaap, man. En Jesus kom en hy sê, ek aanvaar jou as 'n skaap. Ek sal jou herder wees. Jy het klik gehad. 'n herder kry skape of verniet, of hy erf dit, of hy koop dit. Hoe het Jesus jou gekry? Hy het jou gekoop. Hy het jou duur betaal aan die kruis. Maar hy kom hier met 'n belofte. Hy sê, vers 9, Johannes 10, hy sê,
Ek is die deur. Jy moet baie sorgvuldig lees, dis kompleks. Hy sê ek is die deur. Daar's 'n deur. Hy sê ek is daai deur. As iemand deur my ingaan, is hy gered. En hy sal ingaan en uitgaan. Hy sê hy sal ingaan en uitgaan. Hy sê nie jy gaan nou hemel toe, dan kom jy terug nie. Hy sê jy sal ingaan en uitgaan, en terwyl jy dit kan doen, sal ek vir jou veiding vind. Ag nee, ek wil nie hierdie gesprek hê, ek wil worry oor wat ek gaan eet. Ek wil nou nie hierdie vir Jesus gee, want ek hou nie van spinasie. Numero. Ek like net aardappels. Ek eet nie patats nie. Hy sê, as jy my gebruik as deur, en jy gaan in en uit, sal ek vir jou veiding aanwys. Hy sê, vers 10, 'n dief kom net steel, slag en uitroei. Ek het gekom sodat jy lewe kan hê. Jesus gee vir jou lewe. Hou op om gevrek te wees. Hy sê hy gee vir jou lewe en hy gee dit vir jou verniet en in oorvloed. Is dit major geskenke in is? Hy weer koek vra. Hierdie is groter as 'n koek. Hierdie is 'n amazing verjaarsdag geskenk. No cakes today. Kom ons gaan aan. Het jy hom gemerk? Kyk wat hulle merk. Ek weet jy kan merk. Psalm 23. Hy sê, the Lord is my shepherd, to feed, guide and shield me, sê die Amplified. Heiligste rede is so, net as 'n kampel. Hy sê, the Lord is my shepherd. It means he will feed you and guide you and shield you. Dit sê die Amplified. Jy sien, Afrikaans sê dit ook goed. Hy sê, die Here is my herder, ek sal niks ontbreek nie, kort kom nie. I say, he makes me lie down in fresh, tender, green pastures. He leads me beside the still and restful waters. He refreshes and restores my soul. He leads me in the paths. Jy soek nie diep in die stilte as jy die goed moes gekoop het. Jou bankbestuur sal jou wegjaag. Hierdie goed is onbekombaar die. Dis so dat jy gaan nie weet waar met in die hande kry. Jesus Christus kom en sê, ek gee dit vir jou parcella, verniet. Jy sien, maar ons is vasgevang. Ons is so vasgevang, jy kan jou agter en die roer nie. Johannes 8 sê so mooi. Johannes 8 vers 36, hy sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Onthou die liedjie, I want to break free. Ek is nou af van die noot af. Help ek nie? Jy sien vryheid, freedom, kom met Jesus. Hoor my, ek het dit gesoek, ek kon dit nergens anders te kry nie, maar behalwe deur Jesus. Hy is die een wat jou vry maak. Hy is die een wat jou waarlik vry maak.
Hy sê, jy sit met 'n binding. Jy sit met 'n stronghold. I can make you free from that. Ek kan jou bevry van hierdie bindinge, van hierdie curses. Julle is ook nie opgewonde. Liewe Jesus, help ons. Efesiërs 2 vers 8. Kom ons kyk of dit 'n effek gaan hê. Efesiërs. Waar is Efesiërs? Deur agter. Efesiërs 2 vers 8. Jy sien, hier is soveel van ons wat al uitgeroep het. Jy sien, as my ma sê, gaan badkamer toe, dan sê ek my pa, mag sy ons net genadig wees. Naderhand met hierdie gesig wat ek opsit en sê, toe maar, Bokkie, ek sal hulle gaan regsien. Dan weet ek dat dit gewerk. Dan verduidelik ek aan hom, hoekom het hierdie insident plaasgevind. Dan sê hy, vat net die kamerjas en maak net jou boude toe. En dan pak ek hy dik winterkamerjas so oor my sterre en dan slaak hy my. Pa! Pa! Dan sê hy, jy moet nou net hartseer lyk as jy uitgaan. Dis genade! Nee, Pa ben het my genade betoon as ek so intens ongehoorsaam was. Hier kom 'n skrifgedeelte wat jy in jou lewe nooit mag vergeet nie. Jy moet hom merk, Efesiërs 2:8. For it is by free grace. Jy gaan dit nie in 'n ander Bybel so mooi kry nie. It is by free grace. God's unmerited favor. God sê jy het 'n onverdiende guns en genade gratis by hom available. Wil jy dit hê? Natuurlik. That you are saved. Jy sê jy is deur genade gered. Delivered from judgment and made partakers of Christ's salvation. Through your faith, and this salvation is not of yourselves. Anders het jy hel toe gegaan. Jy sien, as dit net van jou afgehang het, is jy straight to hell. Hy sê, because of my unmerited favor and grace, you are saved by faith. As jy dit glo vandag, is daar hoop vir jou. Hy sê, ek gee dit vir jou verniet. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It comes not through your own striving, but it is a gift of God. Wow! Nou kan ons gaan koop dit. Is dit nie 'n amazing skrifgedeelte? Hy sê, ek bewerkstellig vir jou onverdiende guns en genade deur jou geloof, en dis 'n geskenk. God is goed. Daar is nie 'n mens wat ooit soos hy kan wees nie. Jy sien, ons het daai gesindheid. Jy wil mos. Vat nou maar wat vir jou toekom, né? Kry vir jou. Twice. Nie waar? Eindste. Maar is iets supernatural. Is iets supernatural wat God vir ons bewerkstellig het? Nee, mens nie. En nou wil jy ons moet hierdie ding besef. Kom ons blaai Handelinge toe, want dis waar die nuwe alles begin. Die
nuwe alles van ons redding. Jy sien, ons Pinkstermense is mos nou baie keer laf. Jy begin sommer daar in Handelinge 2, sien, want daar die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind. En dan verstaan hierdie ander gereformeerdes glad nie wat bekeer ons nie. Maar as jy een hoofstuk terugblaai, dan kan jy vir hom die volgende sê. Handelinge 1:8. Merk hom, onderstreep hom, maar julle sal krag ontvang. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die wêreld. Ons is nie anderster omdat ons net anderster wil wees nie. Nee! Ons is anderster want ons lees alles raak in die Bybel. Jy kan maar wild wees en jy kan dit gaan vertel hoor. Luister hoe staan dit beskryf in die Amplified. But you shall receive power, ability, efficiency, and might. Almagtige krag, almighty power. Ek staan op die kant en ek sê dit. Jy kry nie 'n tweedehandse nommer 10 krag. As God se krag oor jou kom nie. Dis nie want dis wat die duiwel vir jou wil te kenne gee. Ja, jy weet, 2 keer 'n week praat jy nog baie lelik en dan wip jy agter die top nog en dan is jy so damn ongeskik. Jy het nie almighty power 10 uit 10 gekry nie, jy trek nie by 1. Ek sien hier is daar 3 wat dit al beleef het. When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends, the very bounds of the earth. Dit beteken jou krag wat deur jou vloei gaan bekend raak tot by die uithoeke van die wêreld. Ek hoop hierdie YouTube klip tref elke kontinent. En dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor wat vir elkeen beskikbaar is, wat sê, Here, hier is ek, help my, vul my, laat u krag oor my kom. Gaan nie oor my nie. Dis nie wat dieper lê hier 'n belofte. Hier lê diep 'n belofte, en ek en jy mag dit nie miskyk nie. Dit staan in Johannes. Die eerste keer toe ek het raak lees, sê ek, Here, wat het gebeur dat ek dit nog nooit geleer het nie? En ek was about 40 in daai kan verby 40. Toe ek dit vir die eerste keer hoor. Jy sien, nou se kan weer leer. Skus liewe Jesus. Hy sê hier so vers 12, Amen, Amen. Ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen. Johannes 14. Hy sê, ek sal julle ook die werke doen wat ek doen. Hy sê, as ek vir jou sê, jy kan hierdie stoep vee soos ek, dan beteken dit net so. Net nie my daai kyk gee toe, maar ek weet nie of dit vir my is. Nee. Ek wil jy moet vandag vir my kyk en sê, oh yeah, wow! Jy sien, want daar's van die apostels geskryf oor hierdie goed gesê
gesnap het, dat hulle die dorpe en die stede omgekeer het. Ek wil dat jy Frankfurt op sy kop draai. Ek wil hê daar waar jy werk en is en bestaan, draai daai plek op sy kop. Niks moet reality wees nie, dit moet supernatural wees. Hy sê, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. En wat jy in my naam vra, sal ek doen, sodat julle Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit gee. Hoe duidelik wil jy dit hê? Duideliker, kyk sy aarde skree. Dit gaan nie oor jou nie. Oor wie gaan dit? Help my, oor wie gaan dit? Jesus. Dit gaan oor Jesus, God, Yeshua. God die drie eenheid, die Heilige Gees. Filippense 2 vers 3. Weet jy? Dan gaan jy 10 versies verder tot by 13. Weet jy nommer 13? Jy sien? Hierdie is, ek kan nie een van hierdie versies uithaal en sê, dis nie belangrik nie. Hy sê, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit gevind het, wat goed is God. Die ander vertaling sê, dit is hy wat julle bekwaam maak en dit bewerk dat julle dit gehoorsaam. Wat nie in pas nie. Dit moet almal jou pas. Die Amplified sê, not in your own strength, for it is God, who is all the while effectually at working in you, energizing and creating in you the power and the desire, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction of delight. Nie eers Willem Wikkelspies kan dit skryf. Ek gaan dit weer vir jou lees. Hy sê, not in your own strength. Dis asof hy wil hê, hey, dis die eerste ding wat jy in jou kop moet kry. Dit gaan nie oor jou eie potensiaal nie. For it is God, who is all the while effectually at work in you. Dis asof hy sê, man, as jy nog nie agtergekom het nie, my gees is die hele tyd aktief aan die werk binne in jou. So kom as jy wakker word, sal liedjie in jou kop. Prys die Here o my siel. Maar het ek verkeerd gegaan? Of wat ek gaan? Hy sê, it will energizing and creating in you. Hy sê, ek sal daai energie in jou loslaat en die skepping in jou plant vir sy krag en sy desire, wat hy graag wil hê, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Nie jy nie hoe jou gesig hier is,
of jou attitude, of jou studies, het jou potensiaal gegee nie. God. God het. Jy kan maar sê, dankie Vader, as jy kom praat te maak. Ons is amper klaar. Romeine 8. Romeine 8 was Tannie Marie se grootste boodskap by ons eerste interkerklike selfgroep wat by eintlik Pinkster was. Tot die Katolieke het dit groot oor ons. Romeine 8 vers 14. Hy sê almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Romeine 8 vers 14. Almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. Jy's klaar aangeneem en ons kan uitroep, Abba Vader. Die Gees van God self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hier kom die groot catch. Sien nou, kyk jy daar. Hy sê, dis nie 'n catch nie. Ek sê maar net om jou aandag te kry. Hy sê, maar as ons kinders is ons ook erfgename. Jesus Christus het klaar gesterf, maar hy het ook opgestaan. Wanneer word 'n erfporsie uitbetaal? Wanneer die testateur of testatrice gesterf het. Daar's jou deel, jy kry die asblik. Jy kry my skuld. Jesus sê, jy kry my koninkryk. Jy kry my koninkryk. Hy sê, erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Suffer sal jy ook suffer. Maar hy sê, jy sal sy heerlikheid erf. Hy het klaar gesterf. So, met ander woorde, jy het klaar sy heerlikheid geërf. Is dit 'n geskenk of is dit nie 'n geskenk nie? Ek wil net een keer voordat ek klaar maak. Ek het nog net 2 oor. Dat julle net een keer aan 'n klap en sê, dankie Jesus! Dankie Jesus! Hy gaan aan. Johannes 3:16. Hier kom ons by die grootste geskenke nou. Snaaks hierdie gesê, ja nee, dit is nou verby. Hier kom die groot geskenke. Johannes 3:16. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. What a difference! Either hell or eternal life. Is dit nie waar nie? Ek dink nie een van ons wil hel toe gaan. Nie een van ons wil sterf nie en hel toe gaan nie. Ons wil nie sterf nie, 'n verheerlikte liggaam kry en vir ewig lewe. Luister wat sê die Amplified. Hy sê, for God so greatly loved and clearly prized the world that he even gave up his only begotten unique Son, so that whoever believes, trusts in,
clings to and relies on him shall not perish. Dis wat glo in hom beteken. Ek herhaal, believes in, trusts in, clings to, and relies on him. Maar ek wil nie al sy moed toe vertrou nie. Nou want jy wil dit opneem. En dan duivel jy aan help. Either or, jy kan kies. Lekker man. Sien nou kom jy ook daar weer. Duivel so voort agter die duivel aan, dan gaan jy help toe. Maar vertrou op hom en maak staat op hom en jy sal bly glo in hom en jy sal hom volg. Hierdie wat hy sê, and clings to beteken heel to, beteken volg. Volg sy voorskrifte. Volg sy voorbeeld. En jy sal gered word. Ok, hierdie is nie aan die klap oor, seker lyk my nie, maar ons sal aangaan na die volgende een toe, en dit gaan oor Johannes 14:2. Ja, hierdie gaan oor besittings, julle kan hier aan die klap. Wat sê hy in Johannes 14 vers 2? Hy sê, vers 1, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Sien, gebeur, geen ander. Niks. Weet jy wat, jy sit hier, en jy weet nie nog nie eens jou eie huis nie. Hy sê, ek gaan dit verander. Hy sê, in my Father's house, there are many dwellings, places, homes. Jy sien die Amplified praat verstaanbare taal. Dit wat ek en jy wil hoor. Ons wil hoor, 'n plekkie, okay, ons gaan daar sit in die gang. Hy sê nee, ek gaan 'n mansion bou, wat jou brein nie op oomblik kan verwerk nie. Hierdie mansion gaan 10 teen 3 verdiepings by 3 by 3 wees. En net ons hemelse Vader alleen weet wat jy met al my spasie maak. Maar jy gaan dit nodig kry, want dis hoekom hy dit vir jou voorberei. En dit vir die ewige lewe wat nog gaan kom. Hy sê, in my Father's house there are many dwellings, places, homes. If it were not so, I would have told you, for I am going away to prepare a place for you. Dis 'n geskenkie van Jesus aan jou. Okay, die ander klap sê, dankie, hy gaan nou klaar maak. Die 13de een. Die 13de een staan in Filippense 3:20. Ek hoop nog jy merk hierdie goed. Dat jy vanmiddag sommer jou neef, jou oom, jou tannie kan gaan bel. Sê ek kan jou net gee vir jou verjaarsdag nie, maar ek kan vir jou sê wat Jesus vir jou wil gee. Januarie is 'n moeilike maand. Januarie is 'n baie moeilike maand. Kersfees is verby, nuwe jaar alweer. Filippense 3:20. Hy sê wat hier? Wat staan hier daar? Ons burgerskap is egter in die hemel. Wie waar is ons gewoon? Ek moet nou eers aansoek doen vir 'n visie.
En wat kos dit nie? Ek was nog net op Robben Eiland. Ek het nie eens daarvoor nodig gehad nie. Wat betaal jy vir 'n visum om Amerika toe te gaan? Danilo, in Nieu-Seeland, wat betaal jy vir 'n visum? R8.000. Jy sien, ons praat nie eers van R10. Hy sê, hy het klaar vir jou 'n plek in die hemel voorberei. Jy's klaar 'n burger. Jy hoef nog nie eers 'n green card te kry nie. Is dit nie amazing nie? Ek deur jou. As iemand vir jou sê, waar kom jy vandaan om dit vir my te sê? Sê, ek is deel van die koninkryk van die hemel. So, wat is jou probleem? As ek vir jou sê, luister jy, ons doen dit nie so hier nie. Dan sê jy vir hom, of haar, is jammer om dit te hoor, maar ek is 'n burger van die koninkryk van die hemel. Ons doen dit anders. Ek deur jou om jou mond oop te maak hierdie jaar. En te verklaar, wat het jy burgerskap? Nie in Mahadi of in die Vrystaat of Mafube of wie waar nie. Twak man, ons koning sit op die troon. Dit maak nie saak wie wat sê, hier locally nie. Hy heers. Hy het vir my 'n plek daar voorberei. Ek is 'n burger van die hemel. Basta met wat hulle sê. Amen. Kom ons lê dit oor. Dankie Here Jesus Christus vir hierdie woord. Dankie Here vir hierdie 13 geskenke wat ons net by U ontvang het. En ons kom vanoggend en ons sê Here, ons aanvaar hierdie geskenke in Jesus Christus naam. Dankie Jesus. Dankie Here dat die Gees dit verder deur ons bewerkstellig en dat dit sal manifesteer en dat ons 'n spesiale ontmoeting kry by U. Here, dat ons hierdie goede kan aktiveer, aan die gang kry, dat dit kan vloei deur ons, dat U heerlikheid, U heerskappy sal laat werk deur ons, om ons, met ons, as gevolg van ons, hier op aarde. Want ons burgerskap is in die hemel. Dankie Jesus, ons eer U daarvoor, in Jesus Christus naam, amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Ek vra jou mooi, voor ek die seën uitspreek, wil ek jou vra, as ons hierdie klip op YouTube gekry het, share hom, like hom, dat ons bestaansreg op die kanaal voortleef. Maar die belangrikste is, share hom. Stuur hom vir jou oom en tannie wat jou irriteer, of so iets. Of daai stout kind wat nie ore het nie. Miskien maak jy die ding oop, of sy. Kom ons ontvang die seën van die Here. Dankie Here Jesus Christus, dat U nou afbekoor ons en ons seën met U onverdiende guns en genade. Sien ons met U shalom, vrede, U agape liefde, tot in alle ewigheid. Amen. Be blessed, wees geseënd.